Prys die Here. Ons het sulke wonderlike mense in Suid-Afrika. Om hulle lelik te behandel. As jy iemand vloek, dan wek jy iemand op wat jou haat. Môre gebeur iets, 'n plaasmoord, dan wil jy weet hoekom. En hoor gou, ek is totaal teen plaasmoorde. Ek spreek my uit, ek gaan te kere. My vriend in Bloemfontein, van die Valke, saam met my in Koevoet, wat plaasmoorde in julle omgewings en goed ondersoek. Die laaste 16 plaasmoorde. Hy's 'n man soos ek. Hy's 'n boer. Sy heeft my rooies, al 16, is waar hulle gevloek was en vertrap was. Maar daar wil ek ook vir jou sê, daar is ander wat hulle op die hande gedra word, en dan gaan maak hulle mense dood. Ons moet vir Julius Malema stop in Jesus naam. Nie haat nie, hoor julle? Nie haat nie, stop hom in Jesus naam. Dis ons grootste fout. Ons begin bitter raak en iemand haat. En name toesnou. Julius Malema doen sonde. En hy steek mense op om mense dood te maak. Jy moet teen hom bid. Maar om vir hom te sê, jy lyk so en so. En God het hulle gemaak. En jy beledig God se skepping. Hoe arrogant kan iemand hier wees om te sê hoe lyk ander mense neusie? God het die een neus skerp gemaak, ek het 'n baie lange gekry. En die een plat en die ander. En dan kom ons en sê, het jy daai skerp neus ding gesien of daai plat neus ding? Weet jy wat sê jy? Grote God wat so die aarde gemaak. Jy kan maar sê mense regmaak nie. Dis wat jy sê. Ek steur. Moenie vir my kom sê jy sê iets anders hè. Wie het daai ou so gemaak? Nie die duiwel nie, God. Jy beledig hom, omdat hy skree kiel de boer, word God nou beledig. Dink so bietjie, voordat ons praat. Jy sê nou in jou gedagtes, ons moes nie gekom het vanoggend nie. God sê vir jou, jy is reeds die een wat moes gekom het. So nou weet jy sommer jou boodskap, en ek sal like as jy na die tyd dit vir my vertel. Amen. Sê my as ek strooi praat, sê my as ek lieg. Steek jou hand op en sê, jy lieg mos nou, God het hulle nie gemaak nie. Sê vir my, en redeneer ons daaroor. God het alle mense gemaak, Satan kan nie eers 'n brommer maak nie. Hy's te sleg. Ja, daar vang ek myself. Want vir 'n brommer sê ek hierdie verskriklike, vieslike ding. Ok, ek sal van nou af sê, Here het hulle mooi gemaak, maar hulle moet uit my pad uitbly. Ok, had ek my nou self, toe ek so, die Here is dan maar wonderlik, hy herinner jou. Ok, kom ons gaan. Ja, maar pes en 'n plag. Hulle is nie 'n pes en 'n plag. Ok. En toe die Here haar sien innig jammer vir haar gevoel en vir haar sê, moenie ween nie. En hoe sê jy vir iemand wat vir jou kind huil, moenie huil nie. En hy het nader gaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het aan hom sy moeder teruggegee. Vandag moet jy jouself ontleed. Is jou Christenskap op 'n baar op pad graf toe? Is dit al reeds in die graf? Of is dit springlewendig? Ek gaan 'n paar goedjies noem. Jy gaan jouself eksamineer, so dan kan ons nie sê Roy is dit jou dit gesê nie. Verstaan? So ek gaan nie sê jy is so nie, ek gaan sê party is so. Nou kan jy dit check. En kyk, die Here my nou reg help oor 'n vlieg, so ek is self gepreek nou. Dis interessant. Die Heilige Gees is mooi. Maar in elk geval, hoor gou. En dan vandag, dan kan jy besluit. Ek wil maar my Christenskap in die graf hou. Ek wil hom op die baar hou, wat graf toe, of nee. Jesus kom baar toe en raak my aan. Ek wil anders ter wees. Jy die keuse. So ek gaan nou nie preekie, as ek eksamen vraestel. Die draers van die dood. Is hulle besig? Wie is hulle? Is demone. Met jou Christenskap. Jou nou, nie die kerk se nie, nie hoe hierdie pastoor, wil die priester, wat se ding, die kerk hanteer nie. Dit is moeilik om met hierdie ou vriende te wees.
Ek verstaan julle. Dis moeilik. Daai vrou lyk hom regtig. Kyk dan, ja. Ek sê vir jou al wat jy met die ou kan hê, jy kan hom net lief hê. Jy kan nie iets anders doen nie. Heel te dierbare manier. Hy soos ek. Hy stir. Dis hoekom ek en hy stir mekaar. En dan verskil ons. Maar dis nie oor goed wat ons hel toe of hemel toe nie. Dis lekker gesels goed. En sonder dat jy weet, stem ek eintlik met baie saam. Ek wil jou net nie laat herken nie. Maar herken nie. Okay. Kom ons toets. Almal van ons het of een werker in die huis, of somtydse werker, of is dit baie werkers. As jy vurige, lewendige Christendom het, sal jy van tyd tot tyd sê, sit en open met die Bybel en 'n bietjie vir hulle preek. As jou Christendom op 'n bar is, of in die graf is, dan is jy die een wat by die huis kom en sê, hierdie verdomde klomp sleg goed, ek wil net almal wegjaag. Ja, ek wil ook altyd. Sjoef, hulle kan van my kwaad maak. Maar hoor gou mooi, en ou maak maar daai uitsprake. Ons is mens, maar hoor gou. Sit jy met die Bybel? Het jou werkers vanoggend Bybels? Ek weet nou nie hoeveel mielieboere is hierdie, maar gou vir julle 'n bietjie vra. Mielieboere, grootboere, het jou werkers Bybels? God gee dan vir jou 'n paar aan. Het jou werkers Bybels? Ek sal nou nie by julle skimpie, maar ek het 'n meele. En julle kan mos inboek daar by Senwes. Ek het nog al 'n nommer by Senwes, wat jy kan bank. En nie geld, die milies. Nou skimp ek hom lelik. Nou raak hulle eintlik stil. Hy ou menie, nou kom ry die vriendelikste ou van die kerk. Sorry julle ander, hy is ook vriendelik. Maar die vriendelik, en daai oom is nogal vriendelik. Maar die vriendelikste ou van die kerk is daai ou met die Land Cruiser, daai mooi Land Cruiser. Ek ry vanoggend verby, ek sê hi mense. Ons preek wragtig gisterand vir die ou wat die ordentlikste is en wat die vriendelikste is oor sy Land Cruiser. Maar ek soek hom nie, want dit is seker 2 kilometer op 'n liter. Is dit so? Hoe dom, okay, nou moet ek besop om my ou aan te vat. Maar hoe dom kan 'n ou wees om 'n Land Rover, geef jou 12 kilos op 'n liter, maar nou wil jy 'n Land Cruiser ry, wat vir jou 2 kilos op 'n liter gee. Daai ou is reg. Ek love Land Rover, maar hy is swaarder op olie, jy is so. En gister stap ek weg by die mense, by die hoenders, die wat hier was, jy moet gaan kyk, van die lorry met die hoenders. En ek dink, ek wil vir my, daar by ons het ek 'n gat gegrou, ek wil die bo oor die gat, want ek wil visse onder hê, wil ek die hoenders hê. Wat gaan ek vat? En het kom by my op die Land Rover van my, wat nou al 4 engines gehad het. Sit hom, maak hom 'n hoenderhok. Maar ek sal maar hartseer wees. Ek sal graag wou 'n Land Cruiser gemaak het, 'n hoenderhok. Maar nou ja, prys die Here. Ag mense, is sommer grappies tussenin, nee. Maar daar is sekere goed wat ek nie grappies maak nie. Oor die woord van die Here en oor 'n rugby span. Jy kan nie die WP ondersteun as jy 'n Christen is nie. Okay, kom ons gaan aan. Kom ons gaan. Jou tweede vraag is wat jy moet vra. Weet jou kinders van Jesus? Stuur jy vir hulle 'n WhatsApp oor Jesus? Stuur jy vir hulle ietsie moois oor Jesus? Weet jou kinders van Jesus? Het jy laat gekom? Hey, het jy laat gekom? Stuur jy jou kinders? Vertel jy hulle van Jesus? Jou pelle, wat jy op groepe is, in familiegroepe, weet hulle van jou vuil grappe, wat jy aanstuur? Of weet hulle van Jesus? Ek hou ook van 'n grap, maar nie 'n vuil grap nie. Vra hierdie meisies. Seksuele grappe en sulke goed hoort nie by skool of feier nie. Ek is baie lief vir hierdie kinders, maar hulle kom uit sulke goed uit party. Ek gaan nie hulle nog verder. As reeds ou manne, wat nie hulle verdomde hande kan tuishou nie. Hulle goed moet afgekap word. Ek het nou vir my 'n nuwe slicer gekoop. Om so wat Ons is al geoefen. NBS kyfies. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n man is, 'n ou man is, of 'n jonge, wat sit en luister vir my daar op TV, en jy's oorig,
Jy moet hierdie woord hoor. As jy nie vir God wil luister jy nog kinders, daar staan in Matteus 18, elke kind het 'n engel. En ek vra vandag vir God om hy engel te aktiveer. En as iemand 'n kind wil molesteer, slat sy hand af in Jesus naam. En sy eiers. Mense, ons is te sag op sulke goed. Wat is liefde? Ons het dit nou weer gehad laasweek. Dat hulle die slagoffer kom tweede, maar die verkragter word liefde gegee. Wat is liefde? Julle moet net weet jou oomie, ons kry hom ook jammer. Ek kry hom nie jammer, hy het 'n kind gemolesteer. Hy moet bekeer voor God en hy moet in die tronk kan hy bekeer en daar kan hy 'n kerk oprig. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Jy moet by God uitkom. Ek staan op vir kinders en vir aborsies. 33 jaar staan ek op vir aborsies. 1200 aborsies 'n dag in Suid-Afrika. Dis nie die agterstraat aborsies nie. Hierdie is die aborsies in die hospitale. Die kamma-wettig is. Van 1997 af. Nou kan jy gaan uitwerk. Het was so vir 'n paar jaar 300 'n dag, nou is dit 1200 'n dag. Jy kan uitgaan werk van 1 Februarie 1997. 29 Oktober 1996, toe stem die DA dit in. Ja. Soos jy vir hulle gestem het, jy's deel van elke 1200 bloed wat vloei. Ons werk nou die dag uit, tot op hede. Dat ek so bietjie vergeet, hierdie tankers, dieseltankers, is dit 48 dieseltankers vol bloed. Is babatjies wat in Suid-Afrika doodgemaak is. Elke een wat vir die demokrate gestem het. Of hulle werk, julle is dit. Niemand anders nie. Moenie met storieetjies kom nie. As jy gestem het vir hom, is dit in. Kos vergeet die politiek. Ek kom ook agter, ek is toch nie lus daarvoor. Maar dis die politiek is dan babas wat doodgemaak word. Maar kom ons los dit nou. Kom ek vertel julle iets anders. Ons kom 'n bietjie boord toe. David in die Bybel, onthou julle. Hier's nog 'n, is Daniel wat volgende is. Ek wil meer van die ou uitvind. Hy sit hier in die kerk. Sy naam is Daniel. Maar hy gee my die idee is hy sal ook saam met leeu's in die kuil sit. Daniel, ek like jou. Ek weet net toe ek jou sien te hou ek van jou. Maar hoor gou. David, koning David in die Bybel. Hy het so 'n streepie van Zuma in hom gehad. Want hy die buurvrou dopgehou, nee. En eendag staan hy op sy patio. Dit staan so in die Bybel, ek sit net 'n bietjie vleis by. En hy kyk so af, gaan hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê vir sy mense, los my 'n bietjie alleen. Sy wagte. Want Batseba, en as ek nou vir Batseba sien, dan sien ek so lang, lenige, swartkop vrou, so blas. Sy is ook lekker moedswillig. Jy staan nie by die presidentshuis daaronder en skeer jou benehare nie. En sy was besig om te bad. En sy vat hom 'n Norra blyt. Okay, ek weet nou nie of dit in die Bybel staan, maar en sy skeer hy benehare. En David se koel loop uit sy bek uit. Soos party manne is. En luister hy, en hy raak belustig. Alles begin hier by die oë, en daar raak ons belustig. En die vrou se man is in die oorlog. En David sê, kom gou oor, na die koning toe.
En Dawid slaap saam met haar. Sy raak pregnant. En nou is daar 'n probleem. Dis nou soos die dominee in die ouderling gaan bid het vir 'n vrou wat sy man ook in die oorlog was. En die dominee bid, oor 3 maande hierdie tyd sal jy jou eie babatjie in jou hand vashou. Sê die dominee onderaan, sê, hey, haar man is in die oorlog. Hoe profeteer jy nou? Maar okay, so, maar hoor gou, en Dawid bedink 'n plan, sonde baar ander sonde. As iemand te veel weet, nou nie al my goed vir julle vertel, gee ek julle tips. Maar die ou golfballetjies, as jy hom oopsny, is hy 'n rekkie gewees. Die ou regering het hierdie triek gelike. Jy handgenaad, draai jy rekkie om 'n handgenaad, trek jy die pennetjie, sit jy hom onder 'n ou se kar, soos hy ry oor grondpad, skiet hy, na 5 dae skiet hy oop. Sy ou dood, dan gee jy sommer die ander skuld. Ja, die nasionale party was verskriklik Christelik. Het geopen met skriflesing en gebed en daarna besluit wie maak hulle met gif dood. Verskriklik Christelik. Ja, jy kyk vir nie, jy wou die pastoor doodmaak met gif. Maar okay. Dawid bedank 'n plan. Hy stuur 'n brief grens toe. Hy sê, laat my buurman gou hier kom. Hy sê vir die buurman, slaap vanaand by jou vrou, want dan as hy mos nou slaap. Die kind gaan soos die koning lyk, maar as die buurman se kind. Hy man is 'n soldaat, hy sê ek slaap nie by my vrou nie. Ek slaap buite. Dawid sê nie is moeilikheid. Hy het met 'n taai uit te doen. En hy vat 'n brief en hy skryf. Hierdie ou se doodsvonnis in 'n brief. Hy sê wanneer die oorlog sit hom voor. En wanneer die oorlog op sy ewigste is, dan onttrek julle vinnig. Dat my buurman kan omkom. Nou weet hy, dan kan hy trou met Betseba. Waar het dit beginne by loer? Dit trek al by moord. Seks maak nogal vinnig mense dood. Mense raak mal oor daai goeterse. Omdat hulle nie by God is nie. En hy vat sy brief, die koning, en hy stemp hom. Hierdie ou is so oulik. As ek grens toe geloop het, ek sal hom oopgestoom het. En gelees het wat sê die koning. Hy gaan gee sy eie doodsvonnis vir die generale. Hulle sit hom voor. En toe die oorlog op die ewigste is, onttrek hulle en hy dood. En Dawid se ding is toegesmeer. Maar God het daai kind laat doodgaan, hè? Omdat hulle dit doen. Maar hoor gou. Wie het daai buurman van Dawid vermoor? Sê gou vir my. Wie het die buurman van Dawid vermoor? Dawid. Ek gaan vir julle sê, die vyand het hom ons doodgemaak. Die generale wat saam gekonkel het, is ook deel. Is dit so? Maar wie se briefie het hom doodgemaak? Dawid se briefie. By die verkiesing, toe skryf jy 'n briefie met so X. En jy sit hom agter 'n party wat babas vermoor. Wie daai kinders vermoor? Jy het nou self gesê is die briefie. Sê die dokter, sê die ander, jy het self nou gesê is daai briefie. Ha! Kom ek met 'n comeback. Okay, kom ons gaan. Nou sit jy daar en sê, ek is verdoem. Ek gaan hel toe. Nee! Sy bloed was skoon. 5 sekondes, Here, ek is jammer. En dis verby. Dis wat so, mense, weet julle wie was ek? Behalwe dat ek buite-egtelik was, weet julle wat is buite-egtelik in Engels? Daai klink soos peppermint, illegitimate, so iets. Het jy dit al gehoor? Ek kan nou nog nie daai woord sê nie. En so nooit die methodiste my 30 jaar terug, om my getuienis te kom gee, en dis net Engelse. Nou moet ek start, I was a illegitimate, nou, ek haak vas, ek sê, I was a hard child. Want toe weet ek nou nie meer wat om te sê nie. En daai woord is makliker. So my Engels, en veral, toe moet ek nog uit Deuteronomium uitlees, Deuteronomy. Okay, maar los dit daar. Mense, ek het die wonderlikste groot
lewe gehad, arm maar die mooiste. My ouma het gesê, jy kan arm wees, maar seep en water was alles skoon. Ek het die lieflikste mense gehad. Sulke boerbroodsluyse, skool toe. Vertel gister, vir haar. Ek sê, dan kom die kinders daar, die moderne kinders met hulle Tupperware bakkies, en hulle bakkiesbroodjie is so in 'n driehoekie gesny. Dan kyk ek altyd, dit is my die mooiste. Ons ken nie bakkiesbrood, die tyd wil ek net bakkiesbrood eet. Ek was so nosel. My ouma se boerbrood was so, met so lekker swart kors. Verlang ek my ouma dan nou, sy hardloop aan die hemel rond. Hoor gou mooi, toe kry sy op 'n plek, 'n spoorweg kosblik. Hy ding is so lank, hy vat die helfte van my ou tas toe ek se baas. Hy is so diep. Hy slat roes aan, so elke dag skrop sy hom. Dan druk sy hom so mekaar. Dan sny sy 4 boerbrood snye. Ek was 'n marmannetjie. Dan pak sy op die eerste en so om dik met vet. En sy het vet uitgebraai, ons het nie botter geken nie. Dis leeks. Dan sit sy korrelkoffiet wat sy self gekook het. Julle ken hom. Dit is wat sy die dryf uitkook, so op, so dik. En die tweede een tamatie. Nou dink, die kinders haal hulle Tupperwareetjie so oop. Dan sy toegedraai met 'n waspapiertjie. Ek my nou oopmaak, en sit ek altyd agter 'n plek en eet. Ek is skaam. 'n Kind is mos nou maar so. Ja, kyk, hy dan oop, dat hy nou klam getrek. As die 4 brood sny so in mekaar. En op 'n dag skrap ek moed by mekaar. Ek sê, ouma, kan ek ook 'n papiertjie omkry om my brood? Ek is graad 1. Sy sê ja. Sê pa. Volgende dag ek is excited. Ek sit nogal tussen die kinders want ek het ook 'n wasvelletjie om het. Ek het nie geweet wat is 'n wasvellie. Toe ek so oopmaak. Toe het my ouma 'n ou rapport, Hendrik Verwoerd is nog voorop, in die huis gekry. En sy die papiertjie verstaan, sy met hom toedraai. En sy het vir Hendrik Verwoerd hier oor hierdie 4 boersnybrood. En toe die klam gaan trek, Hendrik Verwoerd is papnat. Ek sê vir jou nou, eet 'n koerant en ek eet. Maar hoor nou mooi, daai tyd is ou so skaam. Jy kry, vandag, juig daaroor. Dis spreekmateriaal. Ek dank my oupa en ouma. Kan net nie met hulle praat hulle in die hemel. Dat hulle my so groot. Ek loof die Here. Vandag daai wat nog met hulle Tupperwareetjies. Hulle syp nou nog brandewyn. Want hulle was daai manne. Julle moet bekeer. Hulle kyk my. Bekeer. Ek is baie lief vir hulle. Luister hê. Wees bly waarvanaf jy kom. Maar jy hoef nie dieselfde te bly nie. Jy kan anders te raak. Kom ons gaan. Vers 3. Vers 3, punt 3. Jou familie en vriende weet hulle. Ok, ons klaar die vuil grappe. Ek glo die klomp wat hier is, vertel die vuil grappe nie. Vier, Christenskap. Sê, dankie Here ek het arms. Dankie ek het 'n been. Dankie Here ek het vars longe. You can have my heart. You can have my soul. I'll give it all.